Goeiemôre. Dit is maandagoggend 19 Januarie 2026 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ek lees in Vrydag se burger, die burger van Vrydag 16 Januarie, lees ek dat die Good Party in George het nou versoek dat die PW Botha Boulevard 'n nuwe naam moet kry. Sy sê dan ook en sy motiveer dit waar sy dan sê om PW Botha Boulevard sy naam te verander om die openbare eer aan 'n apartheidsleier wie se nalatenskap deur onderdrukking en ontkenning van fundamentele menseregte gedefinieer word te verwyder. Sy sê dis 'n pynlike herinnering aan 'n stelsel wat ontwerp is om die meeste Suid-Afrikaners uit te sluit en hulle van sy menslikheid te ontneem. Ek dink hierdie lid van die Good Party het daarom ietsie vergeet. Want George Lughawe byvoorbeeld is daar gestel deur PW Botha. PW die Lughawe sou oorspronklik in Oudtshoorn gebou gewees het. Deur sy toedoen is die lughawe na George geskuif. Hy was ook verantwoordelik vir die opdatering van die N2 om toerisme meer toeganklik te maak vir mense in die Suid-Kaap of dan aan die tuinroete meer blootstelling te gee. Hy het ontsettend baie vir George gedoen, want George was ook sy kiesafdeling. En hy was die president gewees wat gesorg het dat goed op die grond gebeur. Maar nou wil hulle die naam verander van PW Boulevard. Wat is al wat hulle kan doen? Nergens gee hulle erkenning aan die feit dat PW Botha eintlik vir die ontwikkeling van die George Wilderness omgewing verantwoordelik was. Daar is soveel goed en baie meer wat aan hom spesifiek toegedig kan word. So ook die stigting van die destydse Vroue Leer College daar op George. Dit alles was die toedoen van PW Botha. Vat sy naam weg, want hy het 'n pynlike herinnering aan die verlede. Die verlede het vir George se lughawe gegee, het vir hom daai snelweë gegee. So as jy aan die verlede wil dink oor wat is gedoen, behoort dit nie 'n pynlike herinnering te wees nie. Dit behoort inteendeel 'n goeie herinnering te wees. Maar dis die vlak of die toestand waar Suid-Afrika tans staan en tot waar hy geval het, omdat daar niks ontwikkel en nuut gebou kan word volgens staatsinisiatief nie, niks gebeur nie, dan is dit maar net eenvoudig makliker en verander die naam. Nou die PW Botha lughawe se naam is al lankal verander na die George lughawe toe. En niemand het veel van 'n probleem daarmee gehad nie. Maar nou PW Botha Boulevard. As jy 'n straat se naam gaan verander, veral so lang straat wat deur George loop, dan moet jy die implikasies besef van die vervanging, die geldelike kostes verbonde aan naambord, straatnaam veranderings, maar ook die adresveranderings wat dan skielik op alle besighede se briefhoofde ook moet verander, hulle webtuistes, alles. Maar daaraan word nie gedink nie. Nee, ons wil eerder dit vernoem aan iemand wat absoluut boggerol gedoen het om daai boulevard in die eerste plek daar te stel nie.
As ons kyk na wat nou in Suid-Afrika gebeur het ten opsigte van die vlootoefeninge. Nou, die vlootoefeninge het baie druk uit Amerika uit ontvang. Daar was direkte waarskuwings en gesê het, julle moet nie voortgaan met die vlootoefening nie, met Iran nie. Ja, is alright, gaan aan met die Russe, gaan aan met die Chinese, maar nie met die Iranese nie. En die regering het toe blykbaar die opdrag gegee dat Iran aan die vlootoefeninge moet onttrek. Dieselfde generaal wat sonder toestemming, sonder die wete van die staatspresident, sonder die wete van die minister van verdediging, verlede jaar in Iran gaan besoek aflê het, verklaringe gemaak het wat wêreldwyd uitgesaai is. Dieselfde generaal ignoreer nou die opdrag van die regering. So wat het hy in Iran gaan doen? Is hy aan die gereed maak vir iets meer, iets groters? Want hy sal waarskynlik nooit gekies word as 'n staatspresident nie. Wil hy dan nou soos die staatsveranderings ook dit maar net vat en doen? Generaal Mangwanya het die opdrag van die regering geïgnoreer en het voortgegaan met die vlootoefeninge met Iran ingesluit. Dis weer eens 'n blaatante oefening in die gesig van die Amerikaners, maar dit is ook 'n blaatante klap in die gesig van die politieke mense in Suid-Afrika, die regering van nasionale eenheid. Onthou, 'n generaal word nie gekies nie. Hy het deur die range opgeken en hy is aangestel deur die staatspresident, want hy is die hoof van die weermag. So wat is hier agter die skerms aan die gang? Ons sal maar moet sien wat gaan uitbroei, maar ek dink nie dit gaan goed wees nie. Maar al die gerugte wat ons deesdae hoor, ook die feit dat daar meer en meer op sosiale media gepraat word, van ons minister van korrektiewe dienste, minister Pieter Groenewald, meer en meer gepraat word as 'n potensiële volgende kandidaat of 'n volgende president. Dan moet jy wonder, waar kom dit vandaan? Wie druk hierdie agenda? Want iemand druk dit. En oral word daar gesê hoeveel steun hy onder die swart gemeenskappe het. So hier's klaar sekere politieke skuwe wat aan die gebeur is, maar dit word nie uit Suid-Afrika gedryf nie. Hierdie ding word van wyd af gedryf. Want 'n generaal wat die regering se opdragte ignoreer, is besig om die waters te toets vir hoe ver kan hy gaan sonder toestemming voordat iemand dalk teen hom kan optree. So hier's bewegings aan die gang en ek vermoed generaal Mangwanya is deel van hierdie bewegings wat in Suid-Afrika plaasvind. Dit dan terwyl die Amerikaners al kwader en kwader word vir ons, wonder 'n mens net, hoe doelbewus word hierdie goed gedryf om juis sake tot 'n sekere punt te bring. Hoe dit ook al sy, hou dit dop, dit hou niks goeds vir enige iemand in nie. Inteendeel is dit 'n klein rooi vlaggie wat weer opgaan wat vir ons sê, hier is ander dinge aan die gebeur wat groter gevaar vir ons gaan inhou as wat ons dink. Wat die hele proses in Suid-Afrika kan bespoedig.
kan aanjaag, kan aanvuur tot geweld en chaos, 'n staatsgreep te midde daarvan, 'n agenda gedryf, heel moontlik deur die CIA in Suid-Afrika. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is môreoggend dan weer terug by julle almal. 'n Lekker en aangename dag word julle toegewens.